Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons shrink. Ek dink daar's baie min van ons wat op hierdie stadium, as ons die woord niggies hoor, nie weet waaroor dit gaan. Baie van ons het sekerlik die reeks gekyk. 'n reeks wat gaan oor die baie wrede moord hier in 1966. 10 Januarie 1966 op Petronel en Isifourie, 12 jaar oud, wat wreedaardig vermoor is in Odendaalsrus. Nou, die reeks het nogal vir my self persoonlik baie ontstel, en ek vermoed dit het te doen met die rou manier waarop hierdie wreedaardige gebeure uitgebeeld is. Dit skit 'n mens eintlik uit jou gemaksone uit, omdat jy word net bewus van hoe 'n mens nog 'n oggend kan opstaan en net onskuldig leef, en hoe so wreedaardige ding dan op jou pad kan kom, sonder enige regtige verklaring of soek daarna. Hierdie reeks beeld vir my baie goed uit hoe hierdie moorde 'n gemeenskap en 'n familie uitmekaar geruk het. Die tragiese van hierdie storie of van hierdie hele gebeure is nie net eers die wrede moord op hierdie twee dogters nie, maar ook die lewendige lyke, soos wat mense dit maar kan noem, wat agtergelaat is. In 'n ander reeks op Netflix, The Breakthrough, wat ook die ware verhaal is van 'n moord of twee moorde wat gepleeg is op 'n jong seun en 'n vrou, sê een van die naasbestaanes, die pa van hierdie seun, dit is asof mens self lewendig begrawe is as gevolg van hierdie moord. En mens sien dit hoe hierdie families, omdat mens ergens amper 'n verklaring of sin wil maak in dit alles wat gebeur het, mense sondebok soek, en hoe daar 'n familielid is wat dan uitgesonder word of vermoed word dat hy skuldig is. En hoe dit eintlik op die einde ook uitkom, hy is totaal en al onskuldig, maar hoe dit die familie uitmekaar het geruk het. Ek dink baie keer is dit nie noodwendig die fisiese moord nie, maar baie keer dit wat woorde en optrede doen. En dit het my ook net uitgedaag dat ons mooi moet kyk, al pleeg ons nie fisies moord nie, of ons nie daagliks eintlik moord, deur wat ons sê en doen en agteraf van ander mense sê nie. Maar iets wat vir my ook opgeval het in hierdie reeks is net die bewusword van daardie hele ding van die sondes van die vaders, hoe hierdie twee skuldiges eintlik ook maar 'n produk is van opvoeding, van verwaarlosing, van drankmisbruik, van mishandeling. En dit is nie 'n regverdiging of verskoning nie. Maar hoe belangrik dit is om te weet dat so 'n verskriklike daad begin baie keer by iets kleins, by 'n stuk verwaarlosing, 'n klein oortreding wat dan eskaleer en al groter word en eindig in moord. En daarom dat ons in ons lewens geen plek moet laat nie, die deure skreef eers oopmaak vir onreg of dit wat verkeerd is nie. Maar ek dink dat 'n mens tog met hoop moet eindig. Dit is 'n donker storie, maar ek dink die hoop is dat ons ook kan weet dat daar genade is. Daar's ook genade vir hulle wat moord pleeg. Dink net aan die moordenaar aan die kruis. En dat ons aan daardie genade baie, baie styf moet vashou elke dag. Diep afhanklik, ook moet ons harte ondersoek en kyk of daar nie 'n weg van die dood is nie. En weet dat dit maar net genade is, dat ons lewens nie ook eindig, waar hierdie persone se lewens geëindig het nie. Jy kan die gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp en Nake Shrink. Kan vir my skryf, eugenekemp@me.com.